Goeiemôre gemeente. Hier is nog so 'n plekkie heel voor as iemand nog wil inskuif in die kerk in en net nou as ons jong mense uitbeweeg, is julle welkom om in te beweeg, die wat daar in die voorportaal sit. Party mense sê vir my dis koeler daar, hulle kies om daarso te sit. Maar vanoggend wil ek vir julle sê baie welkom by die begin van 'n nuwe kwartaal, so na die vakansie, na Paasnaweek en al die dinge wat gebeur het. En vanoggend is dit heerlik om die nuwe kwartaal so te begin ook in die naam van die Here. Ek wil elkeen van julle uitnooi dat ons na die erediens heerlik tee drink weer daarso in die kerksaal. So as jy nog nie tee gedrink het nie, daar's nie vandag melktert nie, maar julle is baie welkom om vanoggend weer saam met ons daar saam te kuier en die erediens daar te laat aangaan. Die erediens stop nie die oomblik as ons by die deure uitstap nie. Ek wil sommer gou hoor, want so in 'n nuwe begin van 'n kwartaal is daar gewoonlik nuwe intrekkers. As daar iemand is wat nie inskakel by die gemeente, lig net so liggies jou hand op, dat ons net weet waar ons ekstra hallo sê, baie welkom. As julle vir ons net 'n vorm ook sal invul by die kerkkantoor of hier agter by die inligtingstoonbank, dis nou so daar aan die agterkant van die stoele, sal ek dit baie waardeer dat ons ook in die gemeente kan kontak maak met julle, en dat julle kan weet wat alles in die gemeente gebeur. Dan wil ek vra, Annemarie, as ons die skyfie van die 40 dae kan opsit. Ek wil graag vir julle sommer net herinner dat ons 40 dae wat ons oor gepraat het vir baie lank skop nou af. Vandag begin ons lees aan ons dagstukkies wat oplei na Sondag se eredienste die 19de April en dan in die eerste week en dan volgende week in die week van die 19de het ons eerste klein groepe wat begin. Indien jy nog wil inskakel en nie by 'n klein groep ingeskakel is nie, is jy baie welkom om jou naam nog op te gee. Dit is ook daar by die inligtingstoonbank. Die groepe wat al gevorm is daar neergeskryf. Daar is bietjie skuwe wat nog plaasvind in die groepe, maar kyk, miskien ken jy iemand daar. Daar's groepe wat niemand mekaar ken nie, wat nie gevorm word, en in die week gaan hulle almal gekontak word en net ingeskakel word by hulle groepe. So julle is baie welkom om nog in te skakel. Ek gaan op 'n woensdagoggend ook 'n groep begin. Woensdagoggende, ek sal die tyd nog deurgee. So as dis 'n damesgroep op hierdie stadium, maar as daar van die dames is wat wil inskakel op 'n woensdagoggend, is hulle baie welkom om ook daar in te val. En dan wil ek julle uitnooi, as julle nie by 'n groep ingeskakel is nie, om steeds deel te neem. Hierdie 40 dae is 'n ding wat ons in die gemeente wil doen as 'n fokus om te sê, ons is gegee vir mekaar. So daar is nog steeds boekies by die deure beskikbaar. As jy nog nie 'n boekie gevat het nie en jy's in 'n groep, hoor net by jou leier of hulle geneem het, anders kan jy ook 'n boekie neem. Maar neem 'n boekmerk, neem 'n boekie. Daar's ruimte waar daar vir die gesinne stukkies is. Daar's 4 gedeeltes waar die gesinne deur hulle week deur die 40 dae kan beweeg. Daar is ruimte vir huwelikspaartjies wat spesifiek vir jou ook vrae gee. So die hele gemeente kan deur die hele week se leesgedeeltes, se stilword dagstukkies lees, en dan is jy welkom om dan as 'n gesin of as 'n huwelikspaartjie, as jy nie in 'n klein groep kan uitkom nie, ook hierdie 40 dae op so 'n manier saam met ons te doen. So neem 'n boekie, neem 'n boekmerk en doen dit saam met ons. Dit is regtig 'n besonderse geleentheid vir ons gemeente. So daar's die boekies en die boekmerk. Daar is ook 'n QR-code of 'n QR-kode wat ons sal uitstuur op die gemeente se WhatsApp-groepe. Ons gaan ook die dagstukkies, die weeksinne vir julle digitaal uitstuur op die gemeentegroepe, as julle dit digitaal wil hê. Maar julle kan dit ook aflaai digitaal, dan het julle die hele boekie ook by julle. So daar's verskillende maniere hoe julle kan deel wees van hierdie 40 dae fokus waarmee ons gaan besig wees. Ons is verskriklik opgewonde oor die hoeveelheid mense wat al ingeskakel het en deel is. Ons is opgewonde om te sien wat die Here besig is om met ons te doen in die gemeente. Maar 'n herinnering, ons begin vandag lees
aan ons dagstukkies. As jy bietjie later inval, is dit ook reg, want hier's nou 'n 2 weke breek. Ons gaan vir so 'n week besig wees, 2 weke besig wees, en dan is daar 2 lang naweke, en daai week breek ons 'n bietjie, dat ons nie aangaan nie, en dan net na die lang naweek. So is tyd om in te haal, as jy later inskakel. Dan vanoggend 11:00, die persone wat vir ons verantwoordelikheid vat vir die groepe se bymekaar trek, die koördinering daarvan. Ons kom vanoggend 11:00 in die klein saaltjie bymekaar, en donderdagoggend 9:00 weer vir die wat dit nie Sondag kan bywoon nie, net om te help met die koördinering van die groepe en te sorg dat almal inskakel. En dan vanaand 1700 uur, 5:00, is die belydennisklas bymekaar. So ons skop vanaand ook af met ons belydennisklas. Dan Woensdag die 15de April het ons mannebraai weer hier by die gemeente. Manne, julle bring julle vleis, hierso is slaaië, eetgerei, vleis en eie drinkgoed, en daar's regtig nie 'n agenda aan die aand nie. Dit is 'n ruimte waar die mans net saam kuier en saam net praat oor die Here en wat die Here besig is om te doen in hulle lewens, en dit wat aan die gang is in die wêreld daar buite. So kom kuier net lekker saam Woensdag aand met die mannebraai. En dan Woensdagoggend het ons ook Jerry met nagmaal vir enige iemand wat sal wil inskakel by die nagmaal daar. En dan Saterdag die 18de April het ons 'n legkaart en speletjiesdag hierso in die klein saaltjie ook vir enige iemand wat daarby wil inskakel. Julle kan met Estel of met Anneke praat. Hulle is gewoonlik by die tee. Julle nie net vinnig opstaan dat hulle sien hoe julle lyk nie. Estel, Anneke, net vinnig opstaan as julle wil kom speletjies speel en puzzles bou. Dis 'n ruimte waar net 'n ruimte waar mense kan bymekaar kom en saam kuier rondom 'n paar speletjies. En dan die 21ste is ons senior ete. Die 11de, die 16de April sluit die kaartjies se aankope vir dit. So moenie uitmis nie. Is ons eerste senior ete weer na die bazaar en al die dinge. So kom kuier lekker saam. Vir die wat nie is in die gemeente, as jy 60 en ouer is, dan val jy in by die senior bediening se etes. Dan kan jy inskakel daarby. As jou gade nog nie 60 is nie, dan mag hulle saam met julle nog steeds kom na die ete toe. En dan is daar ongelukkig geen kleuterkerk vandag nie. Ons is besig om 'n plafon daarin te sit, en die plafon is nog nie klaar nie, so is redelik vuil, en die scaffolding staan nog daarso. So ons sal volgende Sondag weer afskop met ons kleuterkerk. Indien daar enige persoon is wat graag wil deel raak van die kleuterkerk span, wil ek asseblief vra dat julle die kerkkantoor kontak. Ons kort nog so 1 of 2 ma's of pa's wat bereid is, of julle kan 'n ouma ook wees, wat vir ons help om te roteer. Ons werk op 'n rotasiebasis by ons kleuterkerk. Dit is wonderlik dat ons met so baie dinge kan besig wees in die gemeente. So vanuit die lofprysing uit het ons nou gepraat oor dit wat alles in hierdie week gebeur in ons gemeente. Dis op 'n manier ook eer wat ons bring aan die Here, op 'n ander manier as wat ons met ons sang en ons liedere en ons lofprysing vir die Here eer bring. Kom ons groet mekaar vanoggend vanuit hierdie ruimte uit, dat ons weet dat waar ons by mekaar is, gee die Here ons vir mekaar om hom te eer, maar ook om uit te reik na ander toe. Kom ons draai net aan mekaar toe en groet mekaar vanoggend. Na ons lofprysing, na ons groet vir mekaar, is daar ook 'n ruimte waar ons wil kom stil word voor die Here. En ek wil vra dat jy vir 'n oomblik sal rustig raak. En dat jy vir 'n oomblik hierdie woorde van die volgende lied sal sing, of nou sal luister om te sê, Here, ek wil nader aan U kom. So kom ons staan en dan sing ons die lied Nader tot die Here.
nader tot die Here. Hy sal getrou ook nader tot jou, nader tot die Here. Naby aan ons Here, naby aan ons Here, waar twee of meer in U naam verkeer, is U naby aan ons Here. Ek nader tot U Here, ek nader tot U Here. Hier deur die Gees wil U by my wees. Ek nader tot U Here. U is naby aan ons Here. Ons nader tot U Here. Psalm 62 sê vir ons, net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan. God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte. God is my toevlug. Vertrou op hom, my volk, stort julle hart voor hom uit. God is vir ons 'n toevlug. Kom ons sit so en dan sing ons, doen slegs U wil, Heer. Doen slegs U wil, Heer. U wil met my. U potte bakke, met my die klei. Vorm my en maak my, net soos U wil. Op U vertrou ek, nederig stil. Doen slegs U wil, Heer. U wil met my. Laat ek nie doelloos, nutteloos bly. U is die liewe, wil my herskep. U weet die beste, net U kan red. O my gewille, onder U hand, lei my emosies, krag en verstand. U wil ek lief hê, navolg en eer. U is almagtig, U moet regeer. Geliefdes, kinders van God, daar is vir julle genade en vrede van God, ons ewige versorger, en die Here Jesus Christus, wat homself vir ons sondes gegee het, sodat ons nie meer self hoef te probeer nie. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Vanoggend, wanneer ons ook na mekaar toe gedraai het om mekaar te groet,
is ek bewus daarvan dat ons so min weet van mekaar se lewens. Vanoggend wil ons dink aan die familie van Dr. Johan Rawlings wat oorlede is en die familie van Tannie Fransie Henning wat ook oorlede is. En ons wil vanoggend ook bid vir 'n jong dogtertjie met die naam van Carmi wat 7 jaar oud is en gediagnoseer is met 'n breintumor, nie hierso in ons gemeente nie, maar 'n gemeentelid van ons. En vanoggend wanneer ons die kers aansteek, is dit juis om ons te herinner dat wanneer daar donker tye is in ons lewe, bly Christus die een wat in beheer is. Bly hy die lig in die donker tye. Terwyl Dion vir ons die kers kom aansteek, gaan ek ook vra dat enige iemand wat wil, terwyl ons die lied luister, my siel is stil, Heer, ook as jy wil van ons kers hier voorkom aansteek, as jy die behoefte het om vanoggend net herinner te word, of vir iemand anders te herinner, dat die Here is die lig in hulle lewe. My siel is stil. En God alleen. My siel is stil en God alleen. Van hom kom al my hoop. Hy is my rots, my redding Heer. My skuilplek in die nood. Ek sal nie wankel, nie bewe nie. Al druk die wêreld swaar. En hom bly ek beskud. Hy dra my deur gevaar. In stilte wag ek op U. In stilte rus my hart. U is my rots, my toevlug. My begin en my einde, my pad. In stilte wag ek op U. U naam hou my vas. My siel is stil in U alleen. U is genoeg vir my. Hoe lank nog sal die vyand druk? Hoe lank sal een staan? Hulle bou op wat sal val, maar U bly altyd staan. Mense se asemteug, rykdom gaan verby, maar God alleen is krag en trou. My hoop lê net in U. In stilte wag ek op U. In stilte rus my hart. U is my rots, my toevlug. My begin en my einde, my pad. Stort jou hart voor hom uit. Hy is jou skuilplek. Hy is naby. Hy is genoeg. Here, baie dankie dat ons kan weet dat U is vir ons genoeg. Here, dat U die lig is in die donker. Here, dat ons kan vashou aan die wete dat wanneer ons kom stil word by U, U getrou is. U is daar. Here, dankie dat ons by U voete kan kom sit of op U skoot en net kan weet dat U hou ons vas. U is altyd teenwoordig. U is alom teenwoordig.
Ook vandag, Here. Vandag wat Sondag is, die eerste Sondag na opstanding Sondag, Here, wat ons vier, elke Sondag, U het opgestaan, U leef. En daarom, Here, weet ons kan ons lewe. Amen. Vanoggend, wanneer ons so vir 'n oomblik aan ons jong mense ook aandag gee, is dit in 'n ander ruimte bietjie meer aan ons tieners vandag. En ek het my uniform aangetrek wat ek die hele naweek by Imagine aangehad het. Ek het daarom hemde en broeke geruil. Maar die wat nou wil weet, ja, julle mag maar met denims kerk toe kom, want die dominee het vandag met 'n denim kerk toe gekom. Maar vandag wou ek gemaklik aantrek soos wat ons beweeg het tussen ons jong mense. En ek wil vra dat almal wat saam met my by Imagine was, hier's 'n hele paar wat nie kan wees nie, maar dat julle saam met my vorentoe sal kom en hier by my kom staan, sommer net as deel dat die gemeente kan sien wie van ons gemeente was daar gewees en dat julle kan sien dat die Here ons op verskillende maniere en tye van ons lewe ook roep om daar te wees. Uit ons gemeente uit was ons omtrent, ek dink 18 volwassenes van die 20 wat gegaan het. Ons was 69 jong mense en volwassenes uit Langebaan uit, 120 uit die Weskus uit altesaam en ons was so 700 bymekaar gewees. So terwyl hulle vorentoe kom, wil ek hê met julle kyk na 'n video getuienis van twee van ons jong mense. Een was uit Stilbaai gewees en die ander een hier uit Langebaan uit Janine Jordaan. Wat hulle hele naweek se verloop van die naweek, hulle getuienis en hulle belewenis van Imagine met ons gedeel het. Ek is Janine Jordaan, ek is van Hoërskool Hopefield en ek is graad 11 vir die jaar en ek kom van Langebaan af. Hallo, ek is Evan Kreer, ek kom van Hoekville af. Ek is hierdie jaar graad 10 en ek is in Oakdale. Ek wil graag hierdie jaar Imagine toe gekom het, want ek sal graag, ek is nie baie betrokke by baie soos groot sosiale netwerke soos Instagram en so nie. En ek sal graag net meer mense wil ontmoet wat lief is vir die Here en dieselfde belangstelling om meer van hom te leer. Soms word jy daar bemoediging van nuwe mense en ek sien met een van my vriendinne maar ek's soos opgewonde om nuwe mense te ontmoet en te groei saam met Jesus, saam met ander mense om soos te kan weet dat ek's nie alleen nie en ek kan vertrou op ander mense en ek kan vertrou op God om my te lei en om daardie mense op my pad te sit wat my kan help. Ek besef net hoe nodig spasies vir hierdie is en hoe elke tiener eintlik nodig het om hier te wees. Want ons so baie goed in hulle lewe aan die gang. En hopelik gaan hierdie tieners nou hier weg en gaan getuig oor wat hulle hier beleef het. En dis wat ek in hulle sien. Hulle maak my regtig opgewonde. Wat ek hoop gebeur in my hart na Imagine is dat ek regtig dat ek versekerheid het dat die Here by my is en dat ek nie hoef skaam te wees om met mense te gaan praat oor hom nie of my storie te deel oor hom nie en regtig om te weet dat ek 'n pad saam met hom stap en dat hy ongelooflik lief is vir my. Ek stap 'n baie lekker pad met Jesus alleen, maar jy kort ander mense en jy kort soos 'n gemeenskap en so ek wil baie graag uitstap met mense en om daai fellowship te kan beleef en uit te kan stap met nuwe verhoudinge en mense en koneksies en om ook 'n koneksie te bou met Jesus en ander mense te help en nader te lei aan hom. Ons tema vir hierdie jaar se Imagine is geroep en gestuur. En dit gaan oor Jesus wat sy disippels geroep het en meeste van die tyd vir hulle gesê het, kom, volg my, wees vissers van mense en dan het hy hulle uitgestuur. Wanneer ek hoor dat God het my geroep en die hele tema van kom, voel ek eerstens veilig, want jy kan dan weet dat ek kan vertrou in Jesus en hy het 'n plan vir my en hy het daai plan vir my gemaak al voordat ek hier was om soos my input te gee. Hy het soos jou hele plan en jou hele storie ook al geskryf en om te hoor, jy moet net kom, jy moet net om vertrou. Jy voel veilig en jy voel gesien en spesiaal want soos die God wat alles gemaak het vir my gekies en vir my geroep om te kom. So vir my beteken dit om geroep te wees
dat ek genooi word om deel te wees van God se storie. En ek weet nie altyd presies wat die Here se plan met my lewe is nie, maar ek weet hy nooi my om saam met hom te stap. En op die ouend is sy roeping op my lewe om lief te wees vir ander soos wat hy vir my lief is. Een oomblik waar ek God se teenwoordigheid gevoel het, was vanoggend met die sonsopkoms, want ons het al gesit op die trappies en jy kon sien hoe die son so stadig maar seker sy liggie uitbring en dit het my net herinner aan soos hoe God se lig op ons skyn en toe voel ek so baie naby aan Jesus en dit was net vir my baie besonder mooi om dit te kan sien. 'n Oomblik waar ek bewus geword het van wat God hier is by Imagine is, ek dink aan die begin hoe die mense jou hanteer het. Daar's 'n gevoel van liefde wat jy kan die Here in die mense om jou sien. Jy kan daai gevoel hê van die Here is hier by ons. As ek kyk hoe hierdie kinders saam worship en stilte tyd hou, waar in jou lewe het jy al in 'n saal gesit met 700 kinders wat stilte tyd hou, dat jy 'n spel kan hoor val en hulle is besig om met die Here te praat. En dan as hulle worship weer aan die ander kant gaan hulle weer voluit vir dit. Dan sing hulle en jy kan sien hulle is invested, hulle geniet dit. En ek dink dis net die Here wat daai enjoyment en lekkerte in hulle harte kan wakker maak, maar ook vir hulle daai stilte kan gee. Dis oorweldig, maar dit is so ongelooflik amazing, want ek het daar gestaan gisteraand nogals en toe dink ek daaraan, want ek het my oë toegemaak by een van die liedjies en jy hoor die stemme rondom jou en soos dit klink soos engele wat sing en dit was so amazing geweest en ons het gisteraand met die koor ook gesit daar binne en toe hoor ons hulle sing en dis ongelooflik om te hoor soos hoe die stemme, soos God se kinders, hoe hulle skree en sy naam uitroep en soos sing en lofbring aan hom en dis hierdie gedruis en hierdie opgewonde gevoel en dan ook soos hierdie hart aanrakende ervaring en dit was net vir my so amazing om dit te kan beleef. My gebed vir ander mense van my ouderdom is om regtig 'n goeie verhouding met die Here te hê. En as jy 'n goeie verhouding met die Here het, kan jy sy stem hoor en jy kan sy wil volg en jy kan regtig dat hy jou lei. Maar as jy nie 'n verhouding met hom het nie, dan hoor jy nie sy stem nie en dan weet jy nie, dan is jy baie onseker. Maar as jy 'n goeie verhouding het, kan die Here vir jou sekerheid gee in die besluite wat jy elke dag moet maak. 'n Oomblik wat ek nooit sal vergeet nie, was gisteraand by die worship, toe dit net die stemme was wat gesing het en hulle het gesing Holy Forever, daai liedjie. Hulle het dit gesing en daar was nie instrumente nie, daar was niks nie en jy het jou oë toegemaak en jy kon die stemme hoor van die kinders en dit het geklink soos die engele wat sing en daai gedruis het net soos my herinner aan hoe heilig God is. Ek het nie geleer om nie skaam te wees oor hoe jy sing of as jy jou hande nou in die lug sit of so nie, want jy voel baie keer gedruk as jy by die skool is deur ander kinders, ander mense en jy wil baie keer nie die Here vol prys nie. Maar ek het geleer net hierso, dit is almal is hier vir die Here. So jy kan regtig net hom ten volle prys en eer gee en ja. En as ek daar bo staan en ek kyk so vir die tieners en ek kyk hoe hulle net deelneem, dan besef ek hulle is so tussen twee wêrelde nog van so kind wees en net nie eintlik weet wat hulle moet doen en hoe hulle moet optree nie en tog so 'n stuk volwassenheid het en weet dat daar's iets aan hierdie ding wat ons hier kom ervaar wat groter is as wat hulle self is en dis kosbaar. Terwyl hulle so vorentoe beweeg,
gaan ek het nou al, ek wil amper sê 'n hoed van elke kleur in my kas van Imagine, want elke jaar dan wissel die klere, maar jy kan sien dat met die verskillende klere hoede wat daar is, dis die verskillende hoede wat ons kop het. Ek mis nou nog my oranje hoed, besef ek hierso. Maar elke jaar is daar ander rolspelers wat verantwoordelikheid vat. Jy vat verantwoordelikheid as vrywilligers, as leierspan, as mentor, as groepleiers vir die kinders. So daar's verskillende hoede wat elkeen op het wat daar is. Jy moet nie skaam wees nie. Ekskuus, nou sit ek hier spot op jou. Maar met elkeen van hierdie rolle wat gespeel word met Imagine, is daar 'n groot verskil wat gemaak word in ons jong mense se lewens. Toe ek 'n tiener was daar goeds gewees soos Joshua Generation en Love Southern Africa, en dit is waar ek baie nader aan die Here beweeg het, en besef het dat die Here roep 'n mens om in die wêreld 'n verskil te gaan maak. Ons het hierdie jaar regtig 'n stryd gehad met ons tyd wat Imagine plaasgevind het. Ons is gewoonlik oor 1000 jong mense bymekaar, maar dit het baie gebots met die skooltoere, die rugby en die netbal en die hockeytoere was hierdie jaar nou nogal aan die gang gewees, dieselfde naweek as Imagine. Maar dit is so ongelooflik om hierdie jong mense en ons volwassenes hierso vir julle net te wys, wie is dit wat die Here gestuur het om daai naweek daar te wees, en wie is dit wat die Here geroep het om in die gemeente weer te kom terugploeg en in hulle gemeentes waar hulle is terug te ploeg. Ek wil gou vra Alexander, met die watse mic kan ek nie die bloue? Enige ene, okay, blou. Nou die blou hierso. Okay. Alexander is een van ons belydensklas jong mense wat daarso was. En hy het gesê hy wil graag bietjie deel ook met wat sy belewenis was. So ek gaan sommer net vir jou 'n paar vrae vra ook rondom dit, en ek wil sommer eers vir jou vra, was dit jou eerste of tweede Imagine? Hoe lank was jy al betrokke gewees? Hallo. Is hard. Dit is die eerste keer wat ek ooit Imagine toe gegaan het, en dit was die wonderlikste en amazingste ding wat ek ooit in my lewe beleef het. Dit was vir my baie lekker. Ek wil sommer by jou hoor, wat was vir die hoogtepunte van die naweek gewees? Wat was jou belewenis? Die hoogtepunt vir my was in die saal waar ons almal bymekaar kom, en dan begin dit vir my dit gevoel soos dit begin met almal spring en hop, en dit is soos 'n rave met al die ligte en die musiek en soos die balle wat ons rondgegooi het. Dit was vir my awesome. En dan skuif dit van so 'n half rowwe ding na die rustige ding waar almal sing en die Here prys met hulle hande in die lug, en ons sing worship songs, wat ek nou vir die eerste keer agtergekom het, is vir my, dit help my 'n koneksie bou met die Here, en ek voel hom met wat ek sing en hoe ek voel, en dat die musiek was vir my die grootste ding van die naweek. Ek het baie daarvan gehou. Ons het by die belydensklas al 'n bietjie gepraat oor verskillende spiritualiteitstipes, en dat party mense vir God meer beleef deur stil te wees, ander deur musiek, ander deur om met die woord besig te wees, en dat God ons op verskillende maniere geskep het. So dis interessant dat jy dan nou sê dat deur die worship, deur die musiek, was dit vir jou 'n manier wat jy gevoel het dat jy beleef vir God. Ek wonder nogal of daar ander ruimtes was waar jy beleef het dat jy naby aan die Here is. Iets wat ek nie verwag het nie, is dat aan die einde van elke aand was daar hierdie workstations, workshops, met verskillende temas uit die Bybel uit, waar jy kan gaan, en dan is almal stil, en jy kan jou eie tyd met die Here hê. En daar was hierdie ry, as jy na die saal, as jy na die verhoog kyk, is daar die ry aan die linkerkant, waar vir my het dit gevoel so 'n hele proses vir jouself vir die Here gee. En een wat vir my uitgestaan het, was een van die cornerstone, waar jy aan die eerste aand 'n baksteen, 'n stukkie klip en 'n hout neersit, en dan bid vir jou familie, en daar het ek gevoel waar ek met die Here sit en bid, en ek wil hê dat hy 'n fondasie vir ons is, en vir my gemeente, en vir my familie en vriende. En daar het ek net gevoel dat ek soos love it om 'n seun van die Here te wees, en ek kan hom voel saam met my wees. Ons wil vir jou 'n laaste vraag vra, jou daar wees. Dink jy dit het iets gedoen aan jou verhouding met die Here?
Vir my, voor Imagine was dit vir my 'n moeilike tyd in my soos geloof. Ek het die verse gevoel van die Here en dit was my baie moeilik. En met al my vriende en familie wat vir my gesê het, kom net Imagine toe, dit gaan awesome wees. Ek soos, wat het ek om te verloor? Ek gaan anyway net by die hele tyd by die huis sit en niks doen. So toe gaan ek. En met die eerste dag, met die wind wat waai, tent wat breek en is warm, het ek net my vertroue in die Here gesit en die Here het my gehoor. Het my gehoor bid en vra dat ek nader aan U kom. En daar het ek net gevoel dat ek het na die tyd was ek 'n kind van God. Ek is 'n Christen, ek gaan vir altyd 'n Christen wees, maak nie saak wat nie. Ek het hom gevoel my relationship met die Here het verbeter en ek het dit so baie geniet. En ek was so sad die volgende oggend waar ek wakker word toe ons by Imagine weg is en ek voel nie die grond wat vibreer nie, want dit was my verskriklik awesome. En ek love Imagine, ek kan nie wag om weer te gaan nie. Dit is wonderlik om dit te hoor en ek is so dankbaar dat jy dit wat op jou hart is ook vanoggend met ons gedeel het rondom Imagine. Baie dankie. Dankie. Hy sê nou die eerste aand het die tent, die wind, ons het moeilik tent opgeslaan in die wind, behalwe dat die grond kliphard is. En jy nie 'n tentpen kan inkry nie, het die wind vir ons weggewaai. Ons het nou Estel is een van ons vrywilligers gewees. Sy het gesê sy is al so 'n bietjie deel van die vrywilligers se kant af. Dit was my tweede Imagine en ja, ek was 'n vrywilliger. Dit was baie lekker ons was altyd eerste by die kos, maar laaste kos gekry want ons het die kinders bedien. So dit was my altyd baie lekker om te sien hierdie kinders met die vreugde inkom, kos kry en kan nie ophou praat nie. En dan natuurlik die praise and worship. Ek kon weer kinderlik die Here aanbid, op en afspring saam met die kinders en dit was vir my baie lekker. Een van die encounter stations was ook die wingerdstok waar jy jou vinger afdruk op 'n blaar gesit het en daai blaartjie in die wingerdstok ingedruk het. En net daai bevestiging, ek is waar ek moet wees. Ek is my bediening wat ek doen, ek is waar ek moet wees. Baie dankie, Estel. Hannes, jy het gesê jy gaan vir ons 'n bietjie van die leiers se kant af deel. Kyk, Hannes weet hoe om tent op te slaan. Ons het 'n hele paar, is hy nou aan. Ons is so dankbaar gewees vir ons manne wat saam gegaan het, want kort moes ons tente regmaak met die wind wat dit vir ons te mekaar gemaak het die eerste dag. Goeiemôre julle, ek is Hannes Durant, ek was een van die leiers op die groep. Die blou hoedjie is vir die leiers, wat het geel hoedjie is vir die vrywilligers. Ek dink die vrywilligers het harder gewerk. Maar ek wil 'n bietjie praat oor, ek dink die twee vrae my opgekom het, waar het jy God beleef in daai naweek? Die oomblik van dat ons begin tente opslaan het in die wind, het jy dit beleef. Nie net dat die Here in die wind was dalk nie, maar hoe ons mekaar gehelp het en bygestaan het. Daar's tente wat geskeur het en nie weer kon reggemaak word om in te slaap en dan leen mense maar tente tussen mekaar uit, dat die kinders slaapplek het. Net daai opslaan en die samewerking tussen die mense was ongelooflik en kon die Here se teenwoordigheid sien. Die hele naweek die praise and worship. Ja, ons as leiers en vrywilligers eintlik daar om te werk. So mense is bietjie aan die minder kant, jy ervaar nie als op 'n manier wat die kinders ervaar nie, maar jy het 'n ervaring wat jy is daar om te dien en dis eintlik wat hier staan, you're called and sent. Ons is geroep en gestuur en waarvoor ons geroep was is om die kinders te dien daai naweek. Soos Jesus ons dien. En ek dink een ding wat my opval is, die vraag is waarmee hou ons besig? Wat is in ons nette? Wat vat ons tyd? En dat ons net bietjie moet kyk wat is in ons nette en wat ons tyd vat. En waarmee ek wil eindig is, en dit gaan oor die gestuur gedeelte, wat so mooi uitgekom het in die hele sessie, is dat die Here verwag nie van my en van ons almal om ons werk te los en Afrika toe te gaan of ergens in te gaan en te gaan sendelingwerk doen nie. Hy verwag van my om by my werk 'n getuie vir hom te wees en in Jesus se voetspore te volg. En dis waarvoor ons geroep is. Dis waarvoor hy my boodskap gegee het. En ek wil afsluit met die vraag wat hy my gelos het, wat ek elke dag moet vra is, waar was ek Jesus vandag? En dis wat ons moet wees. Waar was ek Jesus? Waar het ek ander gehelp, ander bemoedig, ander moed in gepraat? Dis wat die Here wil hê ons moet doen. Dankie. Baie dankie. Daar's 2 getuienisse van ons van kinders van Huis van Heerde wat saam met ons wat in ons huis is, Huis Eugenia, wat ons finansiëel ondersteun en help ook, en ons wil gou luister na hulle getuienisse ook.
Goeienaand NG Kerk Langebaan. Ek wil net namens ons dames wat die geleentheid gehad het om na #Imagine jeugkamp toe kon gegaan het, wil ek net vir die kerk en sy gemeente baie dankie sê dat hulle hierdie geleentheid vir ons moontlik gemaak het. En ek wil net vir elke persoon wat 'n bydrae gelewer het om hierdie ervaring vir ons baie spesiaal te maak, wil ek net vir hulle baie dankie sê. En wat ek geleer het by #Imagine was besonder. So, ek het nooit gedink dat ek sal regtig die ervaring kry of die ervaring kry dat ek werklik God se stem kan hoor. Want ek het altyd getwyfel dat die Here saam met my kan praat of ek het altyd vir myself gevra hoe praat God saam met my, en hierdie kamp het gemaak dat ek werklik God se stem gehoor het. En ek het een ding wat ek nou saam mee kon gevat het, was iets wat een van my leiers gesê het. Sy kan nie Jesus wys as sy nie Jesus het nie. En dit is wat vir my uitgestaan het. En die ervaring van die hele kamp was net wow. Like it was nothing. Like ek het nooit gedink, ek het nooit dat Imagine so 'n kamp was wat baie mense van praat, en ek wil definitief weer teruggaan. Maar ja, ek wil vir julle baie dankie sê vir alles wat julle vir ons doen en wat julle vir ons nog in hierdie tyd doen. En ja, baie dankie. Mag die Here vir julle seën en ja. Good day, NG Kerk Langebaan. I would like to give a review on my weekend, my #Imagine weekend. The experience I had at #Imagine camp is unforgettable. The praise and worship was really powerful. We enjoyed every moment. On camp, I got to know some amazing people, and they turned out to be really good friends. I would really like to thank Langebaan and St. Helena Bay churches for giving us the opportunity to experience something bigger and greater. For I know the Lord is always with me and loves me unconditionally. Thank you. Ek gou vir julle net so 'n video wys. Ek het baie gesukkel om hierdie video te kry van 'n ou wat gaan visvang. En die idee van Imagine is dat waar ons jong mense teruggaan en hulle lewens anderster is, moet hulle die lewens en die mense aanraak om hulle, selfs daar waar hulle nou in die banke sit en te skaam is om op te staan, is daar 'n verskil wat hulle maak in die mense se lewens om hulle en in die skool. So net dis so 'n kort video om vir julle net te wys hoe aansteeklik kan dit wees as mens reg visvang. Chicka boom, chick chick. Boom, 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 chicka boom, chick. Boom, chicka boom, chick chick. Boom, chicky, boom, chicky, boom, chick, chick. Boom, chicky, boom, chicky, boom, chick, chick. Boom, chicky, boom, chicky, boom, chick, chick. Mag ons jong mense en ons volwassenes wat saam was, so aansteeklik leef dat julle nie anders te kan as om anderster vis te vang vir die Here nie, om vissers van die Here te wees. Wanneer ons nou uitbeweeg na ons kategese klasse toe, is daar ook die liedjie Visvang vir Jesus, wat 'n natuurlike kinderliedjie is, maar wat 'n tema lied geraak het by Imagine met Visvang vir Jesus. So kom ons sing dit saam terwyl ons jong klomp uitbeweeg na hulle klasse toe. As iemand wil inbeweeg, is julle ook welkom.
Visvang vir Jesus, visvang vir Jesus, visvang vir Jesus elke dag. Met my Bybel in my hand en die Here aan my kant. Visvang vir Jesus elke dag. Visvang vir Jesus, visvang vir Jesus, visvang vir Jesus elke dag. Met my Bybel in my hand en die Here aan my kant. Visvang vir Jesus elke dag. Ek wil sommer toe hulle so opstaan en uitbeweeg vir oggend, is dit net weer 'n dankbare gevoel in my hart dat ons soveel jong mense in die gemeente het. Dankie vir elkeen van julle wat vir ons jong mense gebid het oor hierdie tyd. Bly bid dat dit wat in hulle lewens gebeur het by Imagine, dat dit sal voortleef. Ek sal net nou 'n paar stories lees van die jong mense wat hulle geskryf het oor hulle lewe. Maar bly gereeld bid vir ons jong mense. Baie dankie ook vir elkeen wat op 'n manier finansiëel bygedra het ook vir ons jong mense om te kon gaan met ons deurkollekte wat ons gehad het en ook borgskappe van individue wat gehelp het dat ons jong mense daar kon uitkom. Ons waardeer julle ongelooflik baie. Kom ons sluit net die oë. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie vir die lewende woord wat lig is vir ons pad. Ons bid dat U die Heilige Gees nou in ons harte en ons verstand sal gebruik om ons harte en verstand te open, Here. Open ons geestesoë dat dit wat ons vanoggend in U woord lees, dat dit ons harte sal aanraak en dat ons ook sal hoor dat U roep ons en U stuur ons. Amen. Ons lees vanoggend uit Johannes 21 uit. Laasweek was Johannes 20 waar Maria vir Jesus gesien het, waar hy opgestaan het en dat hy leef. En vanoggend lees ons uit Johannes 21 uit een van die gedeeltes waar ons lees waar Jesus aan sy disippels verskyn het. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. Dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas was ook wat ook Didymus genoem is, Nathanael en Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander disippels was daar saam. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. Ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in die skei geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei uit, dan sal julle iets kry. Hulle het die net daar uitgegooi en vanweë die groot klomp vis kon hulle nie weer die net intrek nie. Die disippels vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy bolyf was kaal, en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disippels het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan die land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou gevang het. Simon Petrus het toe in die skei geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153, en hoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en net so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan die disippels verskyn het, nadat hy uit die dood uit opgewek is. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom, u weet dat ek u lief het.
Hy sê toe vir hom, laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer, Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom, U weet dat ek U liefhet. Hy sê toe vir hom, pas my skape op. Jesus vra hom toe 'n derde keer, Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het. Het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil, maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui, deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom, volg my. Hierdie gedeelte, ek is eintlik spyt dat ons jong mense en ons vrywilligers wat by Imagine was, is uit. Want hierdie gedeelte is vir my net 'n aanhaak van dit wat ons die naweek by Imagine beleef het, om te sê dat ons geroep en gestuur is. Want hierdie gedeelte kom herbevestig Petrus se roeping. Want Jesus het hom reeds die eerste keer geroep en vir hom gesê, ek sal jou 'n visser van mense maak. Maar hy het eers gesê, volg my en ek sal jou 'n visser van mense maak. Die opdrag om te sê, volg my en dan sal ek jou opdrag vir jou gee wat jy moet doen. Dit is interessant dat Jesus aanvanklik gesê het, kom saam met my en ek gaan julle vissers van mense maak. En dan eers later, wanneer Jesus uit die dood uit opgestaan het en vir Petrus weer herbevestig in sy roeping, dat hy vir hom die opdrag gee, laat my skape wei. 'n Groter opdrag as om net vissers te wees van mense, maar om leiding te neem in sy rol. Daar's iets ongelooflik wat ons moet besef rondom Jesus, rondom God. God roep raak die eerste keer. Hy maak nie 'n fout nie. Hy maak nie 'n fout as hy jou geroep het om ergens betrokke te raak nie. Jesus het vir Petrus raak geroep ten spyte van sy foute, ten spyte daarvan dat hy vir God verloon het. Want God roep sondaars soos Petrus en hy maak nie 'n fout nie. Wat hy gedoen het, is hy gee wat nodig is, sodat daai roeping vervul kan word. Soos wat hy vir Petrus gelei het en vir Petrus gehelp het, soos wat hy vir elkeen van ons wat Imagine toe was, wat gedink het, wat gaan ek daar maak? En die Here het elkeen daar gebruik. Soos wat die Here vir jou roep en sê, ek wil jou gebruik. Hy hanteer Petrus se sonde deur die kruis en hy gee vir hom 'n nuwe bediening. 'n Bediening van iemand wat misluk het, maar wat vergewe is. En juist dit het sy bediening so kragtig gemaak, dat dit nie vanuit homself uitkom nie, maar vanuit Jesus Christus uit. Hierdie hoofstuk skets eintlik 'n baie ongemaklike situasie aan die begin, want Jesus het al 'n paar keer aan sy disippels verskyn, en hier verskyn hy nou weer aan hulle, en ek wil myself probeer indink dat dit vir Petrus baie ongemaklik was, want toe hy in die skei gespring het en geswem het na Jesus toe en voor hom gaan staan het, was hy totaal en al bewus daarvan dat hy Jesus verloon het. En toe nooi Jesus hulle om daar saam met hom iets te eet, en ek wonder nogal of dit 'n ongemaklike stilte was of 'n saamgesels, maar die hele tyd sou daar hierdie bewussyn gewees het van Petrus, dat ek het die Here verloon. Nadat ek gesê het ek sal nie, het ek dit 3 keer gedoen. Ons kan dit sien in Petrus se optrede dat dit hom gepla het, want aan die begin van hierdie teksgedeelte staan Petrus op, amper half asof hy nie weet wat om met homself te doen nie, en hy sê, ek gaan vis vang. Hy gaan terug na dit wat hy ken. Hy sê nie,
OK, ek het 3 jaar saam met Jesus geloop, ek weet wat om te doen, ek is 'n disipel van die Here, ek gaan nou sy woord verkondig, ek gaan vir ander mense van hom vertel nie, ek weet hy het opgestaan nie. Nee, hy gaan terug na dit wat vir hom bekend is. Dit wat hy gedoen het as 'n werk, omdat hy nie van die begin af goed genoeg was nie. Omdat hy uitgeval het op die ouderdom van 12, 13 as jong seun, om nie verder te kon leer onder 'n leermeester nie. So vir hom is dit net hierdie ding van, ek word net herbevestig dat ek nie goed genoeg is nie. So, kom ek gaan vang maar net vis. Ek het na 3 jaar en wonderwerke en saam met Jesus wees, het ek net so my rug op hom gedraai. En dan is daar die ander wat vir hom sê, maar ons kom saam. Petrus beskou homself nie meer as iemand wat die roeping ontvang het om 'n verskil te maak nie. Maar dan verskyn Jesus daar op die strand na 'n mislukte nag van visvang. En Jesus sê vir hulle, maar gooi julle nette uit aan die ander kant. Dit klink soos 'n storie wat vroeër in die gelykenisse of in die evangelies plaasvind. En hulle het dit gedoen, hulle het vertrou, of dalk gedink hierdie persoon is mal, ons het die hele nag gevang en niks gekry nie, maar hulle het hulle nette uitgegooi. En dan is die nette vol. En Petrus besef dit is Jesus wat daar staan. En hy spring in die water, hy swem na hom toe, en terwyl hy daar voor hom staan, is daar die groot spanning om te wonder wat gaan nou gebeur. En Jesus kom en hy kom herstel hom in sy roeping, en hy kom nooi hom uit in 'n nuwe bediening in, om nie net 'n visser van mense te wees nie, maar 'n herder, om sy skape te laat wei. So in die hand van hierdie vertelling is daar 'n paar goed wat ek by wil stil staan. Die eerste is, dat Jesus vir hom 3 keer vra, het jy my lief? Amper half asof hy die 3 keer wil uitkanselleer van die verloning wat plaasgevind het in Petrus se lewe. En amper half so in trappe van vergelyking van agteruit, het jy my baie lief, meer as hulle hier, vra hy eerste. Tweede, het jy my baie lief, en derdens, het jy my lief? Dit klink so anderster om ons met ons in trappe van vergelyking opgaan, nou gaan ons amper half agteruit. Maar die bevestiging om te sê, ek begin heel bo, Petrus, want ek weet jy het my lief as almal anderster hier, meer as almal anderster hierso. Maar ek wil dit 3 keer vir jou vra, sodat jy die 3 keer wat jy my verloon het, kan besef, dit kanselleer mekaar uit. Ek weet jy is lief vir my. En ek dink hy spreek vir Petrus vry in hierdie 3 keer. En hy kom bevestig met hom, dat Petrus, ek weet, jy is feilbaar. Dit is die woord wat ek wil gebruik vandag, feilbaar. Dit wys uit dat ons tekort kom. Daar is ander woorde wat ons ook kan gebruik. Ons kan ander woorde gebruik om te sê ek het tekort geskiet of ek het gefaal. Maar feilbaarheid bring iets uit rondom die eienskap van God teenoor die eienskap van die mens. Ek as mens is feilbaar. God is onfeilbaar. Selfs al doen ek 'n paar dinge verkeerd in my lewe, weet ek dat die Here my gaan vergewe. Maar waar Petrus in sy feilbaarheid besef dat al doen hy 'n paar goed, is dit nie genoeg nie. Hy bly feilbaar teenoor God se onfeilbaarheid. God wat dit alles in stand hou, ook my eie lewe. En hierdie woord feilbaarheid wys uit die materiaal waarvan ek en jy opgemaak is. Sondige natuur, vervallendheid, verdorwendheid,
Miskien is dit 'n sterker woord om te gebruik as feilbaarheid, verdorwendheid, wat 'n baie ou woord is, maar eintlik dit so goed beskryf, want dit beskryf iets wat van binne af vrot word. Jy weet, baie keer sal ek nog daai die yskas iets uithaal wat 'n slegte plekkie op het en ek sal hom so vryf en hom skoon kry en dan gebruik ons hom nog in die pot, nee. Maar as jy hom oopsny en hy's van binne af vrot, dan gooi hom weg. Jy kan hom nie gebruik nie. Miskien is dit die woord wat ek hier moet gebruik, verdorwendheid. Ons wat eintlik van binne af vrot is, omdat ons gebore is in sonde, omdat ons niks uit ons eie uit kan doen, om gered te word nie. Paulus skryf ook, hy sê, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. In Romeine 7, vers 19 lees ons die ellendige mens, ek, ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? God die dank, hy doen dit deur Jesus Christus, die Here. Slegs Jesus God kan hierdie verdorwendheid in ons, hierdie vrotheid kom gesond maak, kom verander, kom heel maak, sodat ons bruikbaar is in die hande van die Here. Partykeer raak ons moeg, raak ons bang, raak ons verward en sê ons, maar ek is nie in staat daartoe om die wêreld te red nie. Maar dis een ding wat ons wat ons moet besef en onthou, dat ons is nie Jesus se verlosser nie, Jesus is ons verlosser. Ons is nie moreel of geestelik uit ons eie uit in staat om die goeie te doen nie. Die woord leer dit eintlik op 'n paar plekke vir ons, want ons is eintlik half blind vir hierdie prentjie van die volle prentjie. En selfs die goeie wat ons dink ons wel gedoen kry, is eintlik besmet met ons eie bedoelings en ons eie eer wat ons soek. Ons is feilbaar, maar God is onfeilbaar. Om vir God te sê dat ons hom liefhet, is eintlik soos vir 'n muur om op te kyk na die son en te sê, son, ek het jou baie lief. Maar eintlik gaan dit daaroor dat die muur die hitte van die son geniet en die lig wat van die son afkom, dit is vir hom heerlik, maar hy kan niks terug doen vir die son om dankie te sê nie, hy kan net ontvang. As ons praat van liefde in die vorm van aksie, dan kan die muur niks teruggee vir hierdie ontvang wat die muur kry nie. En daarom is ons roeping as gelowiges nie gegrond in ons liefde vir God nie, maar sy liefde vir ons. Omdat ons feilbaar is, omdat ons vrot van binne af is, sê ons so baie keer vir die Here, Here, stuur die dominee, stuur my disippelskapleiers, stuur die juffrou of die meneer. Ek kan nie. Ek is nie goed genoeg nie. Dan is jy soos die muur wat probeer om vir die son liefde terug te gee en vir die son terug te gee wat die son vir jou gee. Vanuit onsself uit is daar niks wat ons kan doen nie. Ons roeping as gelowiges is nie gegrond in ons liefde vir God nie, maar God se liefde vir ons. Dit is die goeie nuus. In 1 Johannes 4 vers 10 sê dit eintlik, werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Dis nie ons wat vir God dinge doen of hom probeer wys nie. Al wat hy vra, soos wat hy vir Petrus gevra het, is, volg my. Jesus sê vir Petrus, volg my, en hy roep jou, en hy sê, volg my. Hierdie is so deel van so 'n pak briefies, wat by een van die encounter stations, die gebedsstasies geskryf was. Ons gemeente, Annemarie, kan daai skyfie vir my opsit van Imagine. Ons gemeente
het hierdie jaar vir die eerste keer 'n encounter station of 'n gebedsstasie gebou by Imagine. En ons tema was die visvangs gewees, die visser van mense. So julle kan sien daarso, ons is danksy mense wat nie eers in die gemeente is nie, is daar honderde visies uitgesny vir die naweek. En ons het net so gespan en dit was die ruimte wat ons geskep het waar jong mense die Here kon kom ontmoet in die aande. En die eerste aand was daar ruimte gewees wat hulle op 'n stukkie papier moes neerskryf, wat is hulle storie, en dan het hulle dit gevou in die vorm van 'n visie wat ons vir hulle geleer het, en dan het hulle dit gehak aan die net. In die tweede aand het hulle, ek gaan nou by die tweede aand kom, maar ek wil een of twee van hierdie stories vir julle lees, want dit klink vir my so baie soos Petrus se storie wat sê, maar Here, ek is nie goed genoeg nie. Hierdie was die eerste aand wat ons gefokus het op die Here het jou geroep. Die eerste ene sê, God, you have called me to be your light. You said to me that I must guide people to the river of life because I can hear the water running. Lord, use me for your great purpose. Use the love that I have in my heart for a good purpose and for nothing evil. I pray this in your mighty name. Amen. Ek word in 'n goeie huis groot. Ek het amazing geleenthede, maar as ek eerlik is met myself, weet ek nie of ek dit genoeg waardeer nie. Ek wonder waarheen ek op pad is en wat Jesus se plan is vir my. Ek het baie probleme in my lewe, maar dis eintlik so klein teenoor ander se probleme. Maar ek is steeds dankbaar vir wat ek het en wie ek is, en ek vertrou die Here. When I was 13, a friend drowned on a church camp. Then at 14, I lost 80% of my hearing in the ear, in one ear. At first, I was devastated, but then I found the Lord. He gave me hope and purpose. Through robotics, I spread Christianity to my atheist friends. My one Muslim friend from Turkey wants to convert to Christianity, and he came to me to ask for advice and support. This is my story, and I feel like I have found my purpose through all the hardships I have endured. I was abused by my drug-addicted sister. I have been emotionally neglected by my own parents, but in God I trust. I am because He is. I have lost everything but gained everything. I have looked death in the eyes and won. Now I know my work on earth is not done. I have a reason to stay alive, to breathe. En so kan ek vir julle deur hierdie briefies gaan van hierdie jong mense wat op verskillende maniere van hierdie briefies wat ek nou gelees het, eindig op die wete dat hierdie jong mense sê, die Here het my geroep, ek weet. Maar van hulle eindig op, Here, my lewe is stikkend. Ek kan nie vir U iets doen nie. Ek weet nie eers hoekom is ek hier nie. En deur die naweek was ons besig met die hele tema van jy is goed genoeg om geroep te wees en gestuur te wees. En kon die jong mense op die tweede aand 'n armbandjie maak wat hulle 'n fisherman's knot gemaak het wat een van die sterkste knope is, maar wat jy na mekaar toe trek. Met die uitdaging te sê die Here knoop hom aan jou vas. Hy roep jou. Waaraan wil hy jou nog vasknoop? Aan jou familie, aan jou skool, aan jou buurt, aan jou kerk, waarna toe stuur die Here jou? Hierdie was vir baie jong mense 'n eerste roeping dat die Here hulle roep en stuur. Vir baie van hulle was dit 'n herbevestiging om te sê, gee nie om wie hy is nie. Die Here roep jou en hy stuur jou vanuit sy liefde vir jou, nie jou liefde vir hom nie. Vandag het jy die storie gehoor van die herbevestiging van Petrus se roeping. Jy het die getuienis gehoor van hierdie tieners en volwassenes wat vanoggend saam met honderde getuig in hulle gemeentes ook wat die Here vir hulle gedoen het.
en hoe die Here hulle geroep het en gestuur het. Jy is geroep en jy is ook gestuur. Waarheen stuur die Here jou? Wat is die verskonings wat jy uitdink om jou roeping te ontduik? Wat is die goed wat in jou visnet vassit, wat maak dat jy so besig is, of wat maak dat jou nette nie beskikbaar is vir die Here om te gebruik, om hierdie opdrag te laat uitvoer, om visser van mense te wees nie? Heel eerste sê Jesus vir jou, volg my. En dan sê hy vir jou, ek wil jou vissers van mense maak. Kom ons sluit net die oë. Hemelse Vader, ek kom vandag na U toe en vra dat U my lewe as 'n instrument in U hande sal gebruik. Hier is ek, Here. Vorm my en stuur my waar U my nodig het. Neem my talente, my tyd, my woorde en my dade en gebruik dit tot eer van U naam. Maak my oë oop om die behoeftes van ander te sien en my hart gewillig om U liefde en lig te deel, waar ek ook al gaan. Here, ek gee myself oor aan U wil, want ek weet U planne is die beste. Gebruik my om 'n verskil te maak in hierdie wêreld tot uitbreiding van U koninkryk. Here, ek wil U volg. Ek wil 'n visser van mense wees. Amen. Ons het die geleentheid om nou ook die Here te dien met ons dankoffers. En dis 'n ander manier hoe die Here ons roep om ook vissers van mense te wees, om op so 'n manier betrokke te wees in die werk van die Here. Terwyl ons die dankoffers opneem, wil ek vanoggend met julle deel waarvoor ons deurkollekte vanoggend gaan. Ons deurkollekte gaan vanoggend vir Hospie Vision, en baie spesifiek Hospie Vision Vredenburg. Dit is 'n organisasie wat al baie lank bestaan in verskillende hospitale in ons land, en ook dan nou hierso in Vredenburg, wat uitreik spesifiek in ons provinsiale hospitaal. En hulle het seker so 2 jaar terug begin, as ek nou reg onthou, en hulle bestaan op hierdie stadium uit 22 spanlede, 11 langtermyn, 4 isiXhosa volunteers, 2 geregistreerde counselors en 5 korttermyn vrywilligers wat betrokke is, wat hulle praktiese opleiding doen in die hospitaal rondom hospitaalbediening. Hulle besoek daagliks tussen 10 tot 15 persone in die sale met hulle vrywillige werk waarmee hulle besig is. Ekskuus, baie van die goed is in Engels geskryf ook. Hulle besoek die trauma ward, pediatrics, maternity en die general ward. Dis my so lekker as met die kontak wat ek ook het met Hospie Vision, as daar een van ons gemeentelede in die provinsiale hospitaal opgeneem word en hulle kry te doen met hulle in gesprekke, dan vra hulle altyd vir my, Dominee, weet jy dat die persoon is hierso? En dan kan ek sê ja of nee, en ek het al hoeveel keer moeilikheid gehad dat as ek by die provinsiale hospitaal kom, mag jy net in besoektyd daar ingaan, waar ek by Life Hospitaal enige tyd as predikant kan inbeweeg. So dit is vir my verskriklik moeilik, jy mag net tussen ek dink 3 en 4 ingaan en jy mag daar net 2 mense op 'n slag gaan besoek doen. En dit het al gemaak dat ek regtig voor toe deure staan met gemeentelede daar binne wat ek nie kan inbeweeg wanneer ek moet nie. En vandat Hospie Vision daar is, het dit vir my deure oopgemaak dat ek kan kontak en sê ek wil buite ure, besoekure inbeweeg, is dit vir my moontlik. En Hospie Vision het dit vir my moontlik gemaak om dan my in te neem dat ek ook daar kan uitkom. So hulle is besig met 'n klomp goeders waarmee hulle besig is. Hulle doen debriefing ook van die pasiënte en ook die verpleegsters en die staf wat daarso werk. Hulle begin ook Mei maand met 'n debriefing groep vir die staf van pasiënte op 'n meer permanente basis daarso. Dan is hulle ook betrokke met paasprojekte vir die kinders, International Nursing Day wat hulle bietjie fokus op die verpleegers om hulle moed in te praat en hulle te bemoedig, en dan ook Kersprojekte waarvan ons ook al deel is.
Ons het gemeentelede wat klein poppies brei, ons het wurmpies wat ons maak, met 'n gediggie by wat wys na God toe, en dit is als nou in Afrikaans, Engels en in isiXhosa uiteindelik vertaal, en hulle lê in my kantoor. Ons gaan hierdie kwartaal afskop met dit ook in die hospitaal daar deur Hospie Vision, vir elke kind wat inbeweeg in die hospitaal, om net 'n ietsie te kry waaraan hulle vashou. Ons is ook deur Barmhartigheid laas jaar betrokke gewees met ons saai-projek, om speelgoed in die kinderruimte beskikbaar te stel, en boekies en DVD's en video's. En ons gaan binnekort ook begin met die verf van die saal. Ons moes eers wag vir lang toestemmings wat moes deurkom dat ons mag inbeweeg as vrywilligers om te begin verf daarso in die hospitaal. As jy op enige manier wil betrokke raak, buite net die deurkollekte wat jy gaan gee, is julle welkom om kontak te maak met my of met Barmhartigheid, en ons sal vir julle help om daar betrokke te raak. Het sy jy vrywilliger wil wees wat mense gaan besoek en vir hulle bid, en of jy wil betrokke raak by die verf van die hospitaal later, of met brei of geskenkies wat ons uitdeel in die hospitaal, of die bemoediging van die staf. Hoe die Here dit ook al op jou hart roep, lê om vanoggend dalk betrokke te raak, is jy welkom om deel te raak ook van hierdie bediening. Terwyl hulle vorentoe beweeg, wil ek vir julle baie dankie sê. Ek weet ons is ver oor die tyd vandag, maar dankie vir die ruimte wat ons jong mense ook die kans gehad het om vandag hulle getuienis in die gemeente te kon deel. Ons maak dit eens oor toe asseblief. Dankie Here dat ons weet dat ons hierdie offer nie hoef te gebruik vir iemand om te gaan offerdiere koop nie. Dankie Here dat U seun Jesus Christus gestuur het en sy lewe vir ons sondes geoffer het. Here, maak dat ons hierdie dankoffer kollekte sal aanwend waar ons U lewende Christus, die lewende Here Jesus Christus sal verkondig en waar ons U sal verheerlik. Amen. Kom ons staan en dan sluit ons af met die lied Ek wil kom stil word hier by U voete. Ek wil kom stil word hier aan U voete. Ek wil kom hoor wat U vir my sê. Ek wil kom oopmaak vir U Gees, Heer, as ek my vrae voor U kom lê. Want soveel mense sterf sonder Jesus, soveel mislei na die ewige dood. Daar's soveel oorvloed, selfsug en rykdom, wyl ander ly in hongersnood. Ek wil kom vra, Heer, wat van die kinders, wat nood en lyding glad nie verstaan, wat van die mens, wat stukkend en seer is, wat van die een, wat eensaam vergaan. As ek dan vra, Heer, waar is U liefde? Moet ek erken, dit lê nog by my. Hier in my selfsug stap ek gevoelloos by nood en seer van mens verby. Maak my 'n beeld van Jesus se liefde, om in die nood U hande te wees. Ek gee myself aan U as 'n offer, onder beheer van die Heilige Gees. Hier staan ek voor U, net soos Jesaja. Raak my nou aan met U heilige vuur, sodat ek oral U liefde kan uitdra. Hier is ek, Heer, U kan my stuur. Hier is ek, Heer, U kan my stuur.
Ontvang nou die seën van die Here. Waar ons ook al gaan, God stuur ons. Waar ons ook al is, God is met ons. Christus wat in ons is, het iets wat hy deur ons wil doen. Glo dit en gaan, want die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die nabyheid van die Heilige Gees, sal met julle elkeen wees. Amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees, Here, amen. Heer, laat ons leef soos U leer, Here, amen. Laat dit so wees, Here.